Vriende, die Here het opgestaan. Baie welkom by vandag se aanlyn boodskap. Vrydag het jy vir jou 'n klip gevat by die kruis of jou een gekry by die huis en ons het mekaar uitgedaag dat jy hom by jou moet hou so oor die naweek. Hierdie klip simboliseer alles wat ons verhoed om nou alreeds ten volle saam met die Here te kan leef. Wat ons verhoed om sy vergifnis vir onsself te kan neem en om die nuwe lewe waarin hy ons nooi vir onsself te aanvaar. Maar vanoggend het jy die geleentheid om hierdie klip by die kruis te los en vir jou 'n blom te vat. 'n Klip simboliseer die harde, swaar, moeilike dinge van die lewe, terwyl 'n blom kleurvol is, mooi en lekker ryk, geurvol is en dalk iets van die lewe vir ons verteenwoordig. So mag jy vanoggend dit wat swaar, hard, moeilik is in jou lewe agterlaat, sodat jy die aangename geur van die evangelie vir jou lewe kan neem. Die Here leef en jy kan ook. Kom ons, sluit ons oë en dan bid ons saam. Vir Jesus Heiland, die kerkklokke lui vanoggend anders. Hulle is paasklokke. Hulle lui oor die vallei, hulle lui oor die stad, hulle lui oor die wêreld. Die Here het opgestaan. Ja, hy het waarlik opgestaan. Saam met Christene oor die wêreld, al u kinders, wil ons vandag aanbid, ons oorwinnaar. Saam met die klokke wil ons juig oor die wonder van 'n graf in 'n tuin wat oopgegaan het om nooit weer toe te gaan nie. Daar's 'n pad getrap deur die dal van die dood. U het dit uitgetrap. U het bloedspore getrap. Die pad gaan deur die dood na die ewige lewe. Ons wil die pad volg as u ons roep. Ons het saam met u opgestaan, Here Jesus. Hier binne in ons harte is dit al anderster. Ons was met u in aanraking. U het ons aangeraak, Here. Ons sal nooit sterf nie, want u leef. U leef. Ons juig oor u, Here Jesus. Ons juig vandag saam met al die paasklokke. Amen. Gemeente, vanoggend groet ek julle in die naam van God die Vader, in die naam van die opgestaane Here Jesus Christus, deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ek sal baie graag vir ons vandag wil begin deur om vir ons 'n gedig te lees. 'n Gedig van Niels Jackson wat hy geskryf het oor Paasondag en dit sê vir ons die volgende. Langs die graf het twee figure in wit geklee eerste woorde aan die boodskap gegee. Hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Die vroue oorbluf deur die leë graf het met die tyding na Petrus gedraf. Hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Deur die hele streek het mense geluister na hierdie geruis, bekant gefluister. Hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Met sy vingers op die verwonde sy, het ook Thomas, die twyfelaar, bely. Hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Op Pinkster het Petrus vir die massas gesê, dat hier 'n redding vir die wêreld lê. Hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. In Tarsus, in Rome, op Markplein en in Sel, het Paulus vir almal die nuus vertel. Hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. 20 eeue lank dra die kerk die boodskap oor, en vandag laat ons die wêreld dit weer hoor. Hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Wat 'n wonderlike en mooi gedig oor Opstandingssondag is dit nie. Nou vriende, die Christelike geloof is waarlik, soos wat die teoloog Jurgen Moltmann dit beskryf, 'n godsdiens van vreugde, a unique religion of joy, sê hy. Moltmann vra die vraag, hoe kan dit moontlik wees dat die Christelike geloof so 'n unieke godsdiens van vreugde kan wees, terwyl daar reg in die middel van hierdie geloofstradisie
die lyding van God en die kruis van Jesus Christus is? Die antwoord: omdat ons die dood van Jesus Christus in die lig van sy opstanding kan sien en ervaar. Die vreugde wat ons as Christene vandag en tydens die viering van Paasfees beleef, is nie veronderstel om 'n tydelike korttermynervaring te wees wat bloot net te doen het met 'n lekker lang naweek eenmal 'n jaar nie. Wat ons gedurende Paasfees vier, is 'n lewensveranderende vreugde, wat ons lewensingesteldheid, ons lewenskoers behoort te bepaal. Hierdie fees is waarlik 'n lewensveranderende fees. Want sonder Paasondag sou ons heel waarskynlik nie van Jesus eers geweet het nie. As sy storie geëindig het met hom wat gekruisig was op 'n klipperige koppie, sou hy heel moontlik vergete geraak het. Net nog 'n Jood wat deur die Romeinse Ryk gekruisig is in 'n bloeddorstige eeu wat getuig het van 1000 sulke teregstellings. Op die heel meeste sou 'n Joodse geskiedkundige skrywer, iemand soos 'n Josefus, miskien hom dalk iewerster in hulle werke genoem het. Sonder Paasondag sou daar heel moontlik nie eers 'n goeie Vrydag gewees het nie, omdat daar geen volgelinge sou wees wat volhardheid daarin en die betekenis aan Jesus se dood gegee het nie. Sonder Paasondag sou daar nie 'n Kersfees gewees het nie. Sonder Paasondag sou daar geen Pinksterfees kon wees waar ons vier dat God met ons is deur sy Gees nie. Paasondag staan totaal en al sentraal in ons godsdienstige tradisie. Maar het ons al werklik stilgestaan en vir onsself gevra, wat is Paasfees? Waaroor gaan Paasfees dan nou regtig? En wat beteken dit alles vir my en vir jou? Vriende, kom ons maak dan nou ons Bybels oop en ons lees vanaf Markus 16, vanaf vers 1 tot 8 dan nou vandag saam, wat vir ons meer hieroor gaan vertel. Ek lees vir ons. Jesus het opgestaan. Markus 16, vers 1. Toe die Saterdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van hierdie graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. En toe hulle die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. Ons lees net tot daar. Die Nuwe Testamentikus en teoloog Marcus Borg vra dat ons sensitief moet wees wanneer dit kom by die interpretasie, lees en hoor van die opstandingsverhale. Hy pleit eintlik by ons dat ons konstant verder moet dink oor wat hierdie verhale vir ons alles beteken en wat dit nie is nie. Nou dit gebeur so maklik dat ons by Paasfees net stil staan by die wonderwerk van die transformasie van Jesus se liggaam. As ons net daarop fokus, mag die verhaal vir ons primêr dalk net gaan daaroor dat die dood nie die einde vir ons is nie, of ten minste nie die einde is vir die wat in Jesus glo nie. Oor die algemeen is daar hierdie verstaan van Paasfees dat dit alleenlik gaan oor die belofte van 'n lewe hierna. Een van die eerste vrae wat ek altyd vir my belydenisgroep by my vorige gemeente gevra het is, hoekom wil jy graag belydenis van geloof aflê? En in meeste gevalle was hulle antwoord so aan die begin van die jaar gewees, min of meer dieselfde as hulle vir mekaar gesê het of vir my gesê het, ek wil seker maak dat ek eendag hemel toe gaan. Maar dit is eintlik so hartseer om te dink dat Paasfees vir baie mense net gaan oor 'n toekoms na die dood. Maar die verhaal oor Paasfees en die evangelies en die bevestiging van Jesus se opstanding en die res van die Nuwe Testament wil vir ons iets nog meer werkwaardig kom vertel. As ons byvoorbeeld net na hierdie vertelling van die Paasverhaal kyk wat ons nou net gelees het in Markus, sien ons dat daar 3 vroue volgelinge van Jesus na sy graf toe gaan op Paasondag om sy liggaam te gaan salf. Natuurlik verwag hulle dan om sy liggaam daar te vind, maar in plek daarvan
ontdek hulle 'n leë graf. 'n Jong man in wit klere vra hulle dan nou, waarom soek julle die lewende by die dooies? En hy verklaar aan hulle dat Jesus nie daar is nie. Hy het opgestaan. Nou wat baie interessant is van Markus se evangelie, is dat die evangelie eintlik oorspronklik eindig by vers 8. Die evangelie eindig eintlik met so 'n bietjie van 'n stompkant en ons lees nie dan nou regtig by die volle evangelie van Jesus wat aan mense verskyn na sy opstanding in hierdie oorspronklike einde van sy evangelie nie. Maar wat hierdie gedeelte wel vir ons bevestig, is dat hy wel opgestaan het en dat hulle hom in Galilea sal kry. En wat Markus doen is eintlik so briljant, want hy nooi die leser om ook vir self eintlik dan nou terug te blaai en ook self terug te gaan Galilea toe en dan weer te begin lees, om weer saam met Jesus te begin reis tot by sy kruis en weer deur die oop graf te beweeg. Maar hierdie keer met 'n nuwe ontdekking, dat Jesus werklik opgestaan het uit die dood en dat hy werklik die Here is van die heelal, sodat ons met nuwe oë weer opnuut kan ontdek wie Jesus is, wat hy vir ons kom verkondig het, wat hy vir ons kom leer het en wat hy vir ons kom wys het en hoe hy ons nou reeds uitnooi om deel te hê en deel te neem aan die koninkryk van God. Om net te fokus op die transformasie van Jesus se liggaam en te glo dat die dood nie die einde is nie, is amper om te vergeet dat Jesus ons daagliks uitnooi om saam met hom deur die lewe te reis. Dis om te mis om elke dag die vraag te vra vir onsself, maar wat beteken Jesus se opstanding vir my vandag? So daarom, net soos wat die graf oop is, bly die einde van Markus se evangelie oop met 'n uitnodiging om ons reeds saam met Jesus deel te laat neem. Dit waaroor hy so passievol was, die koninkryk van God, om dit nie te wag om eendag na die dood daaraan deel te hê nie, maar om nou reeds daarmee besig te wees. So wat is dit dan nou wat Markus se verhaal vir ons probeer vertel oor Paasfees? Dit was 2 temas wat soos goue drade reg deur die lydingsweek verhale hardloop. 2 goue drade wat op 'n bepaalde wyse die sentrale betekenis van Paasfees vir ons kom opsom. Die eerste een is dat Jesus leef. Ja, hulle het hom gekruisig en begrawe, die graf was toegemaak gewees, Jesus was waarlik dood gewees, maar die keiserlike straf en 'n toegraf kon hom nie terughou nie. Hy is steeds vry in die wêreld vandag, steeds besig om ons te betrek by sy passie vir die koninkryk van God, om ons te kry om deel te neem aan 'n getransformeerde wêreld hier en nou. Jesus was en is steeds passievol oor God en die koninkryk van God. God was die sentrale realiteit van Jesus se lewe op aarde en die koninkryk van God was die middelpunt van sy boodskap gewees. Die koninkryk van God het nie net gegaan oor die hemel nie net oor die lewe na die dood nie, maar oor die transformasie van die lewe hier op aarde, 'n transformasie van die hier en die nou. Ons bid mos nie met die Onse Vader, neem ons na die hemel waar ons eendag gaan, as ons eendag gesterf het nie, nee. Ons bid duidelik, laat u koninkryk kom op aarde, net soos in die hemel. Die koninkryk van God op aarde handel oor God se passie, Jesus se passie, vir die transformasie van hierdie wêreld, hier en nou. Die transformasie van 'n wêreld van ongeregtigheid en geweld na 'n wêreld van geregtigheid, vrede en liefde. Dis waarom die magsvraagte van Jesus se tyd hom wou doodmaak. Jesus is nie gekruisig omdat hierdie ouens gedink het hulle het een of ander profetiese rol wat hulle moes vervul of speel nie. Hulle het nie geweet dat hy moes sterf vir elkeen van ons nie. Hulle wou net ontslaa raak van hom, omdat hy 'n bedreiging was vir die manier hoe hulle dinge gedoen het en krities was teenoor die manier hoe hulle opgetree het en hulle mag misbruik het, ander uitgebuit het, ongeregtigheid bevorder het en ten koste van ander opgetree het. Daarom kruisig hulle hom op die einde van die dag. Maar die kruis en die graf kon hom nie terughou nie. Hy leef. Die tweede goue draad wat deur die Paasverhale hardloop, is dat Jesus die Here is. God het Jesus regverdig. God het ja gesê vir Jesus en nee gesê vir die magte van wat hom vervolg en uitgelewer het aan die dood. Paasfees gaan nie oor 'n moontlike lewe na die dood en oor gelukkige eindes aan hartseer lewenservarings en verhale nie.
Paasfees en die opstanding is God wat ja sê vir Jesus teenoor die orde en die reëls van die dag wat hom laat doodmaak het. Die verhale in die evangelies bevestig dit ook op verskeie maniere vir ons. In Lukas en Johannes hou Jesus aan om die wonde van die Romeinse ryk wat hom gekruisig het, saam met hom te dra. In Matteus word daar aan die opgestaane Jesus autoriteit bo alle autoriteit van hierdie wêreld gegee. En Markus, wat die mees kriptiese skrywer van al die evangelies is, skryf eenvoudig: Julle soek vir Jesus van Nasaret, wie gekruisig is. Hy is opgewek. Hy gee eintlik 'n kragtige belydenis wat sê, Jesus is die Here. Daar is hierdie getuienis van 'n ou predikant hierso by Universiteit Oort, Julian Miller, in sy boek Opstanding, waar hy vertel van 'n dominee wat op Paaszondag besig was om te preek by 'n klein en armoedige gemeentetjie in Wenda. En terwyl die dominee besig was om op so 'n Sondagmiddag te preek, en terwyl die hitte van die dag almal so 'n bietjie flou en moeg gehad het, word hy ewe skielik bewus van 'n seentjie wat so op die kerkterrein rondloop. Hy vertel hoe hierdie kerkie se ruite stukkend was en hoe jy maklik deur die stukkende vensters alles wat buite was kon raak sien. Dis toe dat hy oplet dat hierdie seun by 'n wrak van 'n ou kar aankom wat so iewers daar op die terrein rondgelê het. En soos enige nuuskierige seun sou doen, het hy so 'n paar keer rondom hierdie voertuig of hierdie wrak geloop, alles van hierdie kar so 'n bietjie bekyk en so voel begin om daar op te klim. En kort voor lank staan hy toe op die dak van hierdie gebroke kar. Eers so 'n bietjie versigtig, net om seker te maak, gaan hierdie dag van hierdie wrak my gewig kan hou, gaan dit dalk inval of nie. Maar toe hy besef dat dit nie gaan ingee nie, gebeur die mees asemrowendste ding. Hierdie seun begin op die wrak van 'n ou kar te dans. Terwyl die gemeente in die kerk so half bietjie insluimer, dans hierdie seun buite op 'n wrak. Som dit nie vir ons juis die boodskap van Paasfees so mooi op nie. Om in die opstanding van Jesus te glo en om dit te vier beteken om te dans op die wrak van hierdie lewe. Die kruis, die dood en die begrafnis van Jesus verteenwoordig dalk vir ons die wrak. Dit getuig van die hopeloosheid, die pyn, die vernietiging en die ongeregtigheid wat ons so baie en op soveel vlakke in ons lewens elke dag ervaar en beleef. Maar dan begin die dans op hierdie wrak. Jesus het opgestaan. Hy leef. Jesus Christus is die Here. En ons besef, die wrak dra nie die finale boodskap nie. Die wrak word eerder die platform vir die finale boodskap. 'n Boodskap wat ons voete in beweging bring, wat deur ons lyf beweeg, wat ons laat sing, en die ritme van die koninkryk van God word dan die ritme waarop ons dans in hierdie gebroke wêreld. Vriende, hiermee sit ek dan vir ons af. Wat is dit wat die laaste dag van Jesus se groot lydingsweek, Opstanding Sondag, vir ons wil leer en ons aandag op wil vestig elke jaar? Ek dink Paasfees wil ons uitnooi om vandag reeds aan hierdie dans deel te begin neem. Vandag vier ons juis fees, want Jesus leef, Jesus Christus is die Here. Deur die opstanding het God nee gesê vir 'n wêreld van onreg en geweld. En hy het ja gesê vir Jesus se passie, die koninkryk van God, 'n lewe sonder geweld en ongeregtigheid en magsmisbruik. God se koninkryk word sigbaar daar waar ons kies om eerder te dans op hierdie wrak van die lewe. Want is juist daar waar die boodskap van die opstanding van Paasfees die duidelikste sigbaar word. Ons vind ons lewensveranderende vreugde daarin, dat ons deel het aan hierdie ja van God, dat ons deel vorm van Jesus se passie in die hier en die nou, en dat God ons ook toevertrou daarmee, om sy koninkryk, Jesus se passie, hier en nou sigbaar te kan maak. Amen. Dis dan nou, ons kan nou nie anderster as om op hierdie oomblik, nou dit wat ons nou reeds met mekaar gedeel het, dit wat ons vier op hierdie wonderlike dag, die grootste dag in my en jou se geloofslewens, om dan nou weer opnuut ons geloof te bely nie. En daar waar jy is vandag, wil ek jou uitnooi om saam met my die apostoliese geloofsbelydenis dan hardop te sê. Die woorde gaan op die skerm verskyn en jy kan gewoon dit net saam met my hardop bely. Kom ons, bely dan nou ons geloof ook saam. Ek glo in die God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, Jesus se opstanding laat ons anderster kyk na die lewe. Dit laat ons anderster omgaan met die lewe. En vir ons as gelowiges beteken dit ook dat ons anderster omgaan met die kerk van die lewende Here Jesus Christus. En daarom aan die einde van die diens, wanneer ek klaar vir ons die seën uitgespreek het, wil ons jou uitnooi om die Here ook te dien met jou offergawes. In die description sal jy al die links kry waar jy jou offergawe kan maak, sowel as om te kyk waarmee die gemeente alles besig is. Direk nadat ek die seën vir ons uitgespreek het, is daar 'n paar aankondigings wat gaan speel. So neem sommer kennis van dit waarmee ons alles besig is en ons nooi jou natuurlik uit om saam met ons deel te neem, saam met ons besig te wees, saam met ons betrokke te raak om die koninkryk van God sigbaar en duidelik te maak binne in hierdie gebroke wêreld. Kom ek spreek dan nou vir ons die seën uit. En daar waar jy ook al vandag mag wees, wil ek jou vra, sit jou hande of maak jou hande so in 'n bakkie om die seën van die Here te ontvang, vir jouself toe te eien, sodat jy dit met jou kan dra in die week wat vir jou voorlê. Wanneer jy vandag dalk eindig of beweeg, iewers heen gaan, mag jy weet dat die Here voor jou is om die pad vir jou gelyk te maak. Dat die Here langs jou is om jou in sy arms toe te vou. Dat die Here agter jou is om jou aanvalle van die bose af te slaan. Dat die Here onder jou is om jou te dra as jy ooit sal val. Dat die Here rondom jou is om jou altyd te beskerm. Dat die Here bokant jou is om jou te seën. En dat die Here in jou is om jou te lei met sy Heilige Gees. Mag jy weet, die drie enige God is by jou, van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Dankie, ons sien jou weer volgende week.